Goeiemôre, dit is die begin van dag 4. Ek is nog hier so by Casa Suena. Ek het klaar ontbyt gehad. Die ontbyt was aan die duurderige kant. Dit was €9 vir die ontbyt, wat nogals baie geld vir my is, maar toe besluit ek bokker dit. Ek dan nou €9 betaal het vir die ontbyt, wat sê ek my nou vol eet aan roosterbrood, so ek het my vol geëet aan ham, kaas en eiers en dit was baie, baie lekker. Vandag 21 km vanaf Selas tot op Tenayu. Gewoonlik 20 km langs die Seepunt Promenade, wat vir die meeste stappers so tussen 3 en 4 uur, maar die boekie waarsku vir jou dat hierdie 21 km vir jou 8 uur gaan vat. Dit het te doen met die hoogte wat jy vandag gaan klim, en die meeste van die klimwerk is nou al vroeg vanoggend, maar dit het ook te doen daarmee dat die feit dat jy vir 70% van die tyd nie op teerpad gaan wees nie. Jy is met ander woorde op bospaadjies soos gister, waar daar klomp boomwortels en klippe en goeders is wat jou laat struikel. Die weer is fantasties. Ek is so geseënd met ongelooflike weer tot dusver. Kan glad nie kla nie. So, laat ek in die pad val. Vamos, hier kom die kenwysie. Hier is 'n bordjie wat sê daar's 'n kaskade, 'n waterval 100 meter van die pad af. Gaan ek die ekstra 200 meter stap om dit te kyk? Natuurlik gaan ek. Dit was natuurlik ouer gewoonte, nie 100 meter nie, maar ek het baie tyd vandag behalwe die feit dat die bokke speel en ek wil daarom teen die tyd wat die bokke begin speel al in my hotelkamer wees. Dink hierdie video's gee nooit so eintlik 'n goeie idee van hoe styl dit op is nie, maar daar gaan my paadjie. Het ek vandaan gekom. Hy is nogal so tussen bultjie, hoor. Kan julle sien, hier is 'n voeltjie wat hier voor my speel. Pragtig. Hy het 'n rooi borsie. Hy het dieselfde klere as Jan Frederik by die huis, maar hy's 'n bietjie ronder. Ek gaan nou agter hom aansluip. Hallo jongetjie. Okay ouens, goeie nuus. Ek het die eerste groot klim van Camino Primitivo oorleef. Kom die volgende bultjie. Woe! Bultjie time. Espina. Hierdie bordjie sê oor 300 meter is daar 'n koppie koffie, maar ek sal dit eers glo as ek dit sien. La Espina is bekend daarvoor dat hulle 'n privaat herberg het. Daar 'n befaamde hospitalero is. Die ou se naam is Domingo, dink ek. En Domingo wag gaste aan sy plek blykbaar in 'n haaspak in die middag. Ek noem dit nou spesifiek want as ek nou pas hierdie 8 km bult uitgeworstel het en ek kom aan by my slaapbak en by my slaapplek en iemand wag my met 'n haaspak in, sal ek dalk dink dat my suiker te veel geval het en dat ek begin hallusineer. So ek wil jou eintlik net waarsku. Koppie koffie nou sal nie sleg wees nie. Dis hy selfde plakkaatjie nou. Hy sê
200 meter van die pad af. So die Camino gaan nou daai kant toe. Maar as jy 200 meter in daai rigting is daar 'n koppie koffie. So ek gaan nou eers daai 200 meter stap. Ek gaan waarskynlik toe wees, maar 200 meter is daarom nie te sleg nie. Môre? Dis 'n man wat gevra het of ek wil koffie hê. Ek het ja gesê, so kom ons. Lyk nie veel na 'n restaurant nie, maar hier's koffie op pad. Die man wat vir my koffie gemaak het, sê sy naam is Nicholas. Nou wonder ek of dit nie Nicholas is dalk wat die hasiepakkie gedra het nie, maar ek kan nou dalk heeltemal my stories nie mekaar hê, maar eksentrieke opset hierso. In die toilet is daar dinosaurus ensiklopedie. Maar ja, perfekte plek vir jou Saterdagoggend koffie. Ai, ek stap so lekker Camino. So ek het my eerste vraag gekry. Die vraag is van Russia. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Dit is nie Russia soos in Rusland nie. Dit is Russia met 'n A. Sy vra na aanleiding van my opmerking in die begin van dag 2 wat sê my raad aan jou is dat jy alles vooruit bespreek en dan net verander as dit nodig is. Vra sy hoe maklik is dit om jou besprekings te verander? Verloor jy geld? Nou kom ons sê ek moes my reis verander het. Ek moes my hele reis met 3 weke aangeskuif het. My pa het baie ernstig siek geword. Hy is op die ou end oorlede, maar dit het beteken dat omdat ek 3 weke aangeskuif het, kon ek by die huis gewees het vir sy begrafnis. En presies 2 weke na my pa se begrafnis het ek op die vliegtuig geklim. So ek moes noodgedwonge my hele reis verander het. Die meeste van die besprekings op hierdie Camino, dit geld nie vir alle Caminos nie, maar op hierdie Camino behels die meeste van die besprekings bloot dat jy vir hulle vra dat hulle vir jou 'n kamer of 'n bed hou en jy betaal eers as jy die dag toe opdaag. So ek kon toe vir al die mense laat weet dit. Ek wil asseblief my bespreking vir 3 weke aanskuif. Is dit moontlik? En 'n klomp het gesê ja, ek kan. Van die ander het gesê hulle is ongelukkig al vol bespreek op my nuwe datum, maar toe kon ek by 'n ander plek op dieselfde dorp het ek reggekom. Op een plek het die mense vir my gesê hulle het nie meer vir my enkelkamer nie, maar as ek bereid is om in 'n gedeelde slaapvertrek te slaap, dan kan ek. So ek het daai aanvaar. Dit kom nog, dis op La Mesa. Maar die enigste dag wat ek die enigste verblyf wat ek op booking.com bespreek het wat vir my 'n probleem gegee het, is die verblyf waarheen ek nou op pad is. So ek is nog steeds 'n klein bietjie gespanne daaroor. Ek slaap vandag vir 2 nagte op Tenaihu. Daar's 'n paar redes daarvoor wat ek vir julle later sal gee, maar so ek het 'n afdag op wat op pad is op Tenaihu. En vir die afdag, hulle het 'n lekker 4-ster hotel op Tenaihu wat ek deur booking.com bespreek het. En toe ek dit bespreek het die bespreking gesê dit is 'n bespreking wat nie verander kan word nie. So toe ek dit probeer verander, toe sê hulle net hulle kan dit nie verander nie. En toe ek vra of ek dit kan verander, toe kry ek net so 'n boodskapie declined, maar dan is daar ekskuus, ek is op die regte pad. Dan is daar 'n plek waar jy die hotel kan kontak. So ek skryf toe net 'n e-mail waarin ek sê ek het 'n familiekrisis by die huis. Ek moet my pelgrimstog met 3 weke uitstel. Ek vra vir hulle baie mooi, want in daai stadium het ek klaar betaal vir die 2 nagte se verblyf. Ek vra vir hulle baie mooi of ek nie my verblyf met 3 weke kan aanskuif nie, want ek kan sien op die sy daar is nog kamers beskikbaar. En toe daar binne sekondes het daar 'n e-pos teruggekom wat sê ons is jammer om te hoor van jou pa wat siek is. Jy is welkom, ons sien uit daarna om jou te sien op die 27ste. Wat my gespanne maak daaroor is op my profiel op booking.com het ek nie 'n bespreking vir vanaand en vir môre aand nie. So al wat ek het is die e-pos waarin die mense sê ons sien jou op die 27ste. So ek kan nou daar kom en dan sê hulle nee, jy het nie 'n kamer vir vanaand nie. Dit is nog steeds nie 'n onoorkomelike ramp nie. Tenaihu is 'n groterige plek. Ek sal van daar af dan nou net na 'n ander plek toe moet gaan. Die ding is net, dit is nou verblyf waarvoor ek klaar betaal het. En ook ek stuur mos 'n sak vooruit, so ek het gereël dat daai sak weer maandagooggend opgetel word by daai spesifieke hotel. So ek sal dan weer die sak moet terugkry by daai hotel, maar ek bou altyd, dit is hoekom ek op 'n paar plekke sulke halwe skofte vir myself inbou. Ek voorsien dat daar dalk iewers probleme kan wees en dan bou ek sulke daarin dat as iets skeefloop, dan kan ek eenvoudig
net een dag se verblyf verloor of kanselleer en stap soos die ander pelgrim stap, dan is dit nie 'n domino effek van wat jy 15 dae se verblyf moet gaan verander omdat een ding skeef geloop het iewers op pad, nie? Ons is amper hier by Bodenaya en hier by Bodenaya is hier 'n besonderse verblyfplek wat ek hoop ek vir julle kan wys. So hier by Bodenaya het hulle 'n verblyfinstansie wat ietsiekie nog anderste is as 'n ou bergie. So jy kry private ou bergies wat deur private mense bestuur word, maar dit word nog steeds oorkoepelend bestuur deur Spanje se departement van toerisme. Hierdie tipe van instelling, ek het nou gisteraand gesoek na die naam, ek kon nou nie die naam kry nie, maar word oorkoepelend bestuur deur hulle departement van kultuur, omdat hierdie as 'n kulturele instelling beskou word. So hier is 'n huis op Bodenaya waar dis 'n egpaar wat elke aand 10 mense innooi in hulle huis om te kom slaap. En as 'n vereiste vir hierdie tipe van instellings is daar nie 'n prys nie. Jy maak 'n donasie, so hulle noem dit 'n donativo. En almal wat kom sit aan en hulle eet saam met die egpaar wat woon in die huis. So die egpaar wat hier woon is 'n Amerikaanse vrou met die naam Alice. Ek het 'n onderhoud met haar gehoor op 'n podcast en haar man is 'n Spanjaard en hulle het mekaar op 'n Camino ontmoet. So hulle het mekaar op die Franse roete ontmoet en toe hulle verlief geraak en toe hulle omtrent so 2 jaar later het hulle saam Primitivo gestap en toe slaap hulle op hierdie plek. En toe kom hulle by mekaar uit en toe hulle in Madrid woon, toe hoor hulle maar hierdie plek is nou in die mark. So hierso, dit is hier voor, ek gaan dit nou vir julle wys. So toe het hulle hierdie plek gekoop. So jy moet ook vooraf, as jy so wil bly, moet jy vooraf reël. Net 10 plekke, jy kan nie net hier aankom nie, hulle gaan definitief vol wees. Almal wat hier kom sê dit is 'n ongelooflike spesiale ervaring, maar dit voel vir jou asof jy saam met mense aan huis bly. Die huis waar hulle bly is ook 'n erfenisterrein. Dit is 'n stokou gebou wat in 'n stadium die bakkery van die omgewing was. So omdat dit mense is wat vir jou inneem in hulle huis, is hulle nie elke dag oop nie en hulle is nou toevallig op Saterdag toe. So maar ek gaan vir jou wys hoe lyk die eiendom. Op 156 kilometer na Santiago toe. Hulle noem hierdie soos 'n gasvryheidsinstansie. En gasvryheid as 'n kenmerk van hierdie gemeenskappe is ontsettend belangrik en dit gaan nog later weer terugkom by 'n storie wat ek vir julle gaan vertel die dag op pad na Alfonsagrada. Tussen El Alcebo en Alfonsagrada, knop jou oor, gaan ek weer verwys na hoe belangrik hierdie eienskap van gasvryheid is vir hierdie gemeenskap. Dis 'n kilometer verder en nou is ons skielik weer 250 kilometer van Santiago. Leens, alles leens. Kyk julle, ek het 'n regte pampoenraak geloop hier langs die pad. Espina lyk vir my na 'n pragtige dorpie.
Hy's nou stillerig. Duidelik is Saterdagoggende nie hulle besige inkopietyd nie. Net as 'n aanduiding nie van hoe min gekommersialiseer Camino Primitivo is. Daai T-hemp en daai vending masjien in daai groenkamer is die eerste T-hemp wat ek op hierdie roete raak geloop het. Ek het nog nie 'n Camino yskasmagneet of 'n T-hemp of 'n mousepad of enige ander tipe van Camino souvenir op hierdie totale roete gekry nie, nie eens in Oviedo nie. So, hierdie is nog absoluut soos 'n versteekte juweel. Goed, so ons is al omtrent op 60% vir die dag. En vandag se outdoor warehouse minuut. Dit raak al koeler hierdie tyd van die jaar en ek het 3 dinge vir my saamgebring om my te pantser teen die koue. Kom ek wys vir julle. Goeiedag. In vandag se outdoor warehouse minuut kom ons kyk na 3 dinge wat jou kan warm hou. Vrokkies, misse en handskoene. Kom ek gaan wys vir jou binne. 'n Goeie onderlaag, 'n Engelse bysleier, 'n oudtydse vrokkie gaan vir jou red op dae wat dit baie koud word. Die bamboesvrokkies van First Descent is heeltemal goed genoeg. Ek het wel besluit dat ek 'n merino onderlaag gaan belê omdat ek later vir jou die noordligte gaan kyk. As jy die regte kleur koop, naamlik swart, kan jy ook wegkom daarmee deur dit as 'n top te gebruik. Glo my nie? Ek het dit nou aan. Kyk nou vir my, ek gaan nou hierdie top in die kerk, in die bed, saans na aandete, in die oggend op die pad, ek gaan dit oral dra. Goed, so terwyl ons 'n makliker stukkie het waarop ek loop, dalk net 'n verduideliking oor hoekom ek 'n afdag vat op Teneu, waar geen ander pelgrim sover ek weet al ooit 'n afdag gevat het nie. Nou die rede daarvoor is, ek gaan vir jou 3 redes gee. Die eerste een is, ek het uit vorige Camino's geleer dat ek vat min of meer elke 5de dag of elke 100 km vat ek 'n afdag. Dit help my bloot om meer kilometers uit my lyf uit te kry. Dis maar 'n les wat ek al geleer het. Maar 'n tweede rede is, 'n groot deel van die sukses van hierdie veldtoegang af van die feit dat ek die video's wegkry terwyl ek stap. En ek slaap nie altyd op 'n dorp waar die internettoegang goed genoeg is nie. So ek was bang dat ek agterraak op Grado en Salas en Corniana, wat nie gebeur het nie, maar dis hoekom ek vir myself net daai ekstra dagie ingebou het vir ingeval dit nodig was. Die derde rede is iets wat ek nou ook al geleer het uit Spanje uit en eintlik uit groot dele van Europa is, op 'n Sondag is die meeste goeders in Europa toe. Selfs in die stede, kom in Oslo, in Stockholm, dan gaan jy verstom staan dat jy sukkel om
'n Coca-Cola in die hande te kry want alles is toe. Soveel te meer nog op die Camino waar jy afhanklik is daarvan dat plekke oop is vir infrastruktuur en vir kos en drinkgoed langs die pad. Ek het my eintlik voorgenem dat ek gaan probeer om in die toekoms so min as moontlik op Sondae te stap en hierdie keer het ek dit presies so uitgewerk. Môre is Sondag en môre is ek op 'n groterige dorp te Nayu waar ek rustig weer goeie wifi behoort te hê, waar ek rustig my video kan maak. En volgende Sondag gaan ek DV gaan ek die oggend net 'n 15 km stap. Ek het 'n halwe skof, maar teen middagete behoort ek op Lugao te wees wat ook 'n groot stad is, wat 'n groot en interessante stad is. Dit is 'n stad met 'n fantastiese Romeinse muur. Ek kan nie wag om daar te kom nie, maar ek het vir my op hierdie Camino dit reg gekry om dit so te organiseer dat ek eintlik nie stap op Sondag nie. Hier is 'n lekker kaart. Kyk gou hierdie is nou wat vir my voorlê, nee. Ons slaap nou vandag hierso in Tenayu, maar dan Dinsdag gaan ek gaan wegspring in Tenayu Dinsdagoggend. Nee, Maandagoggend, ekskuus. Maandagoggend spring ek weg in Tenayu. Dan stap ek hierso. En kyk, hierso is nou die split waar jy of die hospitalies roete moet stap of die roete oor Pulo de Allende. Maar kyk nou hierso, ek slaap daai nag. Ek wil die hospitalies roete stap, hierdie een. Maar ek slaap hierso in Colinas de Arriba. Want vanaf Colinas de Arriba is daar 'n kort pad terug na hospitalies toe. Met ander woorde, ek slaap al basies op die herberg se naam waar ek slaap, se naam is Herberg de Hospitalies. Dan slaap ek maandagnag hierso en dan vat ek hierso 'n kort pad terug na die hospitaliesroete. Hulle noem die hospitaliesroete, 'n vriendin vir my sê, die naam hospitalies sê vir haar reeds alles wat sy moet weet van die roete, maar op die hospitaliesroete is daar 3 baie ou ruïnes van pelgrimsherberge uit die middeleeue uit. Dis nie veel om te sien nie, maar dit is hoekom mense daai stap. Maar hierdie is ook 'n heeltemal 'n aanvaarbare roete. Jy gaan dieselfde hoeveelheid klimwerk doen. Dis nie dat hierdie roete makliker is nie, altyd dieselfde hoeveelheid klimwerk. En hierdie is nou die nuwe roete, maar hulle stap daarom al hierdie roete vanaf die 12de eeu. As ek sê hospitalies is die ouer roete, dan sy ouer as die 12de eeu. Gaan baie goed. Ek het minder as 3 km oor vir die dag, soos minder as 'n uur se stap nog vir my. En ek het nou maar 5 uur 40 gestap, ek doen baie goed. Maar toe dog ek, hier is nou 'n tafel en ek het nog 'n appel wat nog geskil moet word, ek meen, wat is die haas nou? Die springbokke begin eers oor 'n paar uur, ek het nog tyd.
Ok julle, so dit is hoe Tenay hoe lyk. Kyk hoe mooi is dit. Die plek waar my bespreking is hier agter my, so hou duim vas, ek gaan nou vra. Ek het nou so 'n speech reggemaak van wat ek gaan sê as hulle my nie wil toelaat nie, maar ek het geen probleme gehad. Die vrou het dadelik vir my ingecheck toe sy my paspoort vat, dadelik vir my sleutel gegee, no problems. So dankbaar. Hierdie was 'n ongelooflike dag en hierdie is besig om 'n ongelooflike Camino te word. Wat ek net weer eens vandag met my ervaring by hierdie hotel besef het, is 1, vra altyd eers mooi hoflik en kyk of jy nie jou sin kry nie. Dit gaan nie altyd werk nie, maar in baie gevalle, as jy vir mense met respek vra om van opinie te verander, dan gaan hulle dit doen. 2, as jy ooit in 'n posisie is waar jy ander mense uit 'n benare uit kan help, doen dit. En die 3de ding is, onthou altyd dat daar baie meer goeie mense in die wêreld is as wat daar slegte mense is. Toe ek nou afgaan vir ete, toe reën dit. So môre is die eerste dag op my reis van dit gaan reën en ek hoef nie môre te stap nie. Dit is hoe bevoorreg ek is. Baie geluk aan die bokke met vandag se spog oorwinning. Ek kon nou niks daarvan kyk nie, maar ek het die telling dopgehou op Netwerk 24. Baie dankie aan Elder Weerhuis wat hierdie ongelooflike reis moontlik gemaak het. Ek groet vir julle, ek sien vir julle weer volgende week. Totsiens. Niks roer op hierdie dorpie, maar julle sal nou nie glo nie. Laasnag was hierdie pad, die pad wat hier voor die hotel loop, was so besig en so raserig, ek kon dit nie glo nie. Waarheen gaan al die karre in die middel van die nag op so 'n klein plekkie en vanoggend? Nie 'n muis nie, ek soek nou 'n plek om koffie te drink, dat ek my kerkdiens by die huis kan volg. Hallo Stellenberg. Dis nou op hierdie punt waar ek vir jou goed. Ek gaan die res van die dag nog 'n bietjie video's redigeer en dan gaan ek lekker begin lees aan Dan Brown se nuwe boek. Moenie skrik as jy vir 'n dag of 2 nie van my hoor nie. Ek gaan nou in die bergstreke in en ek weet môre aand slaap ek op 'n plek wat definitief nie wifi het nie. En die dag daarna het die herberg waar ek slaap wel wifi, maar dis die dag na die hospitaalsroete en ook die dag waarop ek 'n kamer moet deel met ander mense wat dit vir my moeilik gemaak om die video's te reageer. Woensdag is ek wel op 'n plek waar ek rustig sal kan redigeer en dan stap ek net 'n halwe dag. So, ek sien vir julle waarskynlik eers weer Woensdag. Baie dankie Ouder Weerhuis wat hierdie video's moontlik gemaak het. Ek groet vir julle tot dan.